Goeiemôre broer en suster, liewe vriende. Baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Nie 'n kerk nie, maar 'n bediening wat vir ons wil help om te groei en te verdiep in ons verhouding met die Here. Vanoggend fokus ons op die lewe van Dawid en wil die boodskap vir ons help om mense te word wat God se hart verbly. Ons tema, Dawid, 'n man na God se hart. Kom ons doen net 'n kort gebed. Here, as ons nou stil word voor U, dan het ons die behoefte dat U nou met ons sal praat, vir ons sal ontmoet. Ons het 'n behoefte om voedsel te ontvang vir ons geestelike lewe. Kom voed ons dan nou met die spyse van U woord en met die lewende water van U Gees. Here, U is die fontein van die lewende water en ons dors na U. Maak dan van my as leraar maar net 'n skoon kanaal waardeur U lewende water tot by elkeen van ons sal vloei. Ons bid dit met 'n verwagting en ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing, Handelinge 13, vers 21 tot en met vers 23. Toe die Israeliete daarna 'n koning wou hê, het God vir Saul, seun van Kis, uit die stam Benjamin, aan hulle gegee. Hy het 40 jaar lank regeer. Nadat God hom van sy ampt onthef het, het hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê, ek het in Dawid, seun van Isaai, 'n man na my hart gevind. Hy sal my opdragte uitvoer. Uit hierdie man se nageslag het God, volgens sy belofte, Jesus as verlosser vir Israel laat voortkom. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons fokus vandag op seker een van die mees bekende persone in die Bybel. Iemand wat 'n baie spesiale verhouding met die Here gehad het. Iemand wat enerzijds 'n groot heldefiguur was en wat in Hebreërs 11 ook as een van die geloofshelde genoem word. Maar ook iemand wat anderzijds ook maar net 'n gewone mens was, iemand soos ons. Ook maar iemand wat soms baie goed kon droogmaak en die Here kon teleurstel. En tog, liewe vriende, is Dawid iemand wat in die Bybel 'n man na God se hart genoem word. Dawid was sonder enige twyfel 'n baie indrukwekkende figuur in die Bybel. En omdat hy 'n man na God se hart genoem word, is dit vir ons goed om vandag so 'n bietjie in te zoom op sy lewe. En om te probeer verstaan hoekom hy so genoem word. En ook wat ons uit sy lewe kan leer en uit sy besondere verhouding met die Here kan leer. Want ek glo, liewe vriende, dat dit ook vir jou en my kan help om ook in pas te kom met God se hart, sodat ons ook manne en vroue na God se hart kan word. Vriende, daar is nogal heelwat wat 'n mens oor Dawid se lewe sou kon sê, maar ek het vir ons net 6 van die mees uitstaande kenmerke van Dawid se geestelike lewe probeer uitlig. So vriende, wat bedoel die Bybel alles
wanneer dit sê dat Dawid 'n man na God se hart was. Ek dink 'n mens sou nommer 1 kon sê dat Dawid 'n man na God se hart genoem is omdat hy 'n ware gelowige was. Iemand wat onwrikbaar op God vertrou het. Soos ek reeds genoem het, verskyn sy naam dan ook in Hebreërs 11 as een van die Bybel se geloofshelde. Hebreërs 11 vers 32. Sy geloof was nie bloot 'n intellektuele belydenis dat God bestaan het nie, maar wel 'n baie persoonlike verhouding met die Here. Dawid was iemand wat sonder enige twyfel in 'n baie nou verhouding met die Here geleef het. Ons sien hoe dat hierdie absolute vertroue op die Here alreeds uit sy kinderdae uitgekom het, toe hy nog 'n skaapwagter was, en hy onder meer as jong seun die Filistynse reus Goliat verslaan het. En hoe hy ook die volgende woorde van geloof gespreek het. Jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here, die Almagtige, en vandag sal die Here jou in my mag oorgee. 1 Samuel 17 vers 45 en 46. Vriende, Dawid was dus eerstens iemand met 'n sterk geloof, iemand wat absoluut op die Here vertrou het. Maar in die tweede plek was Dawid ook 'n man na God se hart, omdat hy 'n man van gebed was. Uit Psalm 5 vers 4 kan ons aflei dat hy veral soggens met die Here gepraat het. Maar in sy tye van swaar kry, beproewings, het hy sommer baie keer ook heel dag gebid. In Psalm 55 vers 18 sê hy, in die aand, in die môre en in die middag, heel dag kla ek en sug ek, en hy hoor my roep. Baie van die psalms wat Dawid geskryf het, is in die vorm van gebede geskryf. En dit weerspieël vir ons die diepe gebedsintimiteit wat Dawid met die Here gehad het. Sommer 'n stukkie interessantheid, daar's 150 psalms in die Bybel en daarvan het hy 75, die helfte daarvan het Dawid geskrywe. Ons weet dat Dawid ook 'n ware lofpryser was, vriende, en 'n musikant. En gebedselemente soos lofprysing en aanbidding en ook danksegging het dan ook 'n baie groot deel van sy lewe en ook van sy gebedslewe, sy gebede uitgemaak. En ons sien dit dan ook duidelik in sy psalms deurskemer. Maar ook berou en sondebelydenis was 'n vername deel van sy gebede. Maar hieraan gaan ek so 'n bietjie later in die preek spesiale aandag gee. En dan het hy in sy gebede ook gereeld sy behoeftes voor die Here gebring en erken dat hy die Here nodig het. Voordat Dawid besluite geneem het, vriende, het hy God se aangesig gesoek en het hy leiding en hulp gevra. Vriende, as ek en jy begeer om ook manne en vroue na God se hart te wees, dan sal ons ongetwyfeld moet leer om in ons gebedslewe, soos 'n Dawid, ook meer met God tyd te spandeer. Bereid wees om baie meer tyd in gebed deur te bring. Nommer 3 was Dawid 'n man na God se hart, omdat hy 'n man van die woord was. In Psalm 19 vers 8 tot 15, julle kan dit self gaan lees, kan ons duidelik sien hoe dat die woord van die Here sy lewe was. Hy het dit nie net geken nie, maar hy het dit ook probeer uitleef.
Ook in ons teks, Handelinge 13 vers 22, lees ons, van hom het God gesê, ek het in Dawid seun van Isaï, 'n man na my hart gevind. Hy sal my opdragte uitvoer. En dan lees ons ook hoe dat God met sy seun, met Salomo praat, en in 1 Konings 3 vers 14 het God vir Salomo, Dawid se seun, gesê, as jy jou in jou optrede hou aan my voorskrifte en gebooie, soos jou vader Dawid gedoen het, sal ek jou ook nog 'n lang lewe gee. So vriende, Dawid was ook 'n man na God se hart, omdat hy daarna gestreef het om God se opdragte uit te voer en aan God se wil gehoorsaam te wees. Nommer 4 was Dawid 'n man na God se hart, omdat hy 'n liefde vir die huis van die Here gehad het. In Psalm 122 vers 4 skrywe Dawid, ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Hy wou altyd graag in die tempel wees om saam met ander gelowiges God te prys. Ons sien ook hierdie verlange na die tempel ook duidelik in ander psalms. Soos byvoorbeeld, ek noem net 2, Psalm 26 vers 8, Psalm 27 vers 4. As gevolg van sy groot liefde vir God se huis, het hy ook baie voorbereidings vir die bou van die tempel getref, en het hy ook mildelik bygedra tot die bouwerk van die tempel. Maar vriende, dis nogal nou iets interessant, dat die bouwerk van die tempel nie vir Dawid beskore was nie. Dit was iets wat die Here aan sy seun, aan Salomo, toevertrou het. En die rede word vir ons gegee, omdat Dawid in so baie oorloë betrokke was, en te veel bloed laat vloei het, te veel bloed vergiet het. Ons kan daardie rede gaan lees in 1 Kronieke 22, vers 8 tot 10. Nommer 5 was Dawid 'n man na God se hart, omdat hy iemand, en dis nogal vir my baie treffend, baie mooi, omdat hy iemand met 'n edel hart was. In Engels sou ons kon sê, hy was iemand met 'n noble heart. Iemand met 'n opregte en 'n sagte hart, vol liefde en vergewensgesindheid en integriteit. Iemand wie se hart in pas met God se hart was. Want vriende, dis wat vir God belangrik is. God kyk immers meer na die innerlike, na die hart, as na die uiterlike voorkoms. Dit kry ons in 1 Samuel 16 vers 7. Vriende, ons sien Dawid se edel en mooi hart in sy hegte vriendskap met koning Saul se seun Jonathan, maar ons sien dit veral ook in sy vermoë om sy vyande lief te hê en te vergewe. So byvoorbeeld het hy vir Simei vergewe, die ou wat hom gevloek het, toe Simei hom gevloek het, 2 Samuel 16 en ook hoofstuk 19 kan ons daarvan gaan lees. 'n Ander koning sou heel waarskynlik vir Simei sommer net eenvoudig om die lewe gebring het. En ook toe koning Saul hom vervolg het hy nie wraakgedagtes gekoester en hom probeer terugkry en hom probeer doodmaak nie. Hy het dit in die Here se hande gelos om reg te laat geskied. En met sy edel en liefdevolle hart het hy ook getreur toe koning Saul en ook Absalom, sy opstandige seun, gesterf het.
Dis nogal hartroerend, ek het dit so 'n bietjie weer gaan lees. En ook toe Abner en Isboset, wat aan Saul se kant was, dood is, was Dawid hartseer en het hy hulle moordenaars bestraf. Vriende, en ek glo dit was ook deel van hierdie edel en liefdevolle hart van Dawid, dat hy vir Mephiboset, Jonathan, daardie groot vriend van hom, Jonathan se krepelseun laat haal het en vir hom in die paleis kom laat inwoon het. En vriende, en in die 6de en laaste plek, sou ek ook wou sê dat Dawid 'n man na God se hart was, omdat hy berouvol was oor sy sonde. Omdat hy berouvol was oor sy sonde. Ten spyte van al die mooi en die goeie dinge wat die Bybel oor Dawid sê, weet ons dat hy nie sondeloos en volmaak was nie. En sekerlik die bekendste van die slegte dinge in Dawid se lewe was sy egbreek met Batsheba, en toe ook nog die moord op Uria, op haar man, wat hy gereël het toe hy sy generaal Joab aangesê het om Uria op die voorpunt van die geveg te laat veg, sodat hy in die geveg moes omkom. Al was Dawid dan 'n man na God se hart, het hy verseker ook met sonde geworstel. En behalwe die egbreek met Batsheba en die moord op Uria, was daar ook nog ander sondige dinge in sy lewe waarvoor ons nou nie vandag tyd het nie. Maar wat wel opmerklik en navolgingswaardig is, vriende, van Dawid, is dat hy opreg berou oor sy sonde gehad het. En dat hy in ware berou voor die Here gepleit het om hom te vergewe. So groot was sy berou, dat hy dit selfs in 'n psalm verwoord het. Daardie baie bekende en treffende Psalm 51, wat hy geskrywe het na hierdie oorspel ervaring met Batsheba, en die Here toe ook die profeet Nathan na hom toe gestuur het. Ek hou vir ons graag enkele versies uit Psalm 51 voor, want dit spreek dalk ook vandag tot iemand wat luister. Want dalk, vriende, worstel jy ook tans met sonde of sondes in jou lewe wat jou uitput en wat jy begeer om agter jou rug te kry, wat jy agter die rug wil sit. En Psalm 51 kan ook vir jou help om reg te maak met God en om sodoende ook 'n man of 'n vrou na God se hart te kan word. Hoor 'n bietjie hoe hartroerend het Dawid by God gepleit. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Vriende, ek maak vir ons klaar. Ek glo ons het vandag opnuut ontdek dat Dawid inderdaad 'n man na God se hart was, maar dat hy ook maar net soos ons ook nie volmaak was nie. En daarom wil ek vir julle graag ten slotte op iemand wys wat veel later uit die geslag van Dawid sou kom en wat wel volmaak was.
In Handelinge 13 vers 22 staan daar: Ek het in Dawid, seun van Isaai, 'n man na my hart gevind. En dan vers 23: Uit hierdie man se nageslag het God, volgens sy belofte, Jesus as verlosser vir Israel laat voortkom. En vriende, hierdie Jesus wat uit die geslag van Dawid sou voortkom, was die enigste een wat sonder sonde was. Die een wat daarop ook ons enigste volmaakte voorbeeld en verlosser sou wees. Uiteindelik is ons Here Jesus, en nie Dawid nie, die enigste persoon wat volkome 'n man na God se hart sou wees. En dit is vir hom wat ek en jy getrou moet navolg. Vriende, mag die Here gee dat ons vandag sal leer uit Dawid, uit sy mooi karaktertrekke en sy absolute toewyding aan God, maar dat ons ook sal leer uit sy foute, die foute wat hy gemaak het, en ook sal leer uit die opregte en diepe berou wat hy voor God getoon het. Mag dit ons vandag inspireer om ook die verkeerde dinge in ons lewens reg te maak, sodat ons in ware gehoorsaamheid aan God sal leef en ook ons Here se hart sal bly maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag hierdie nadenke oor Dawid vandag vir ons help om ook ons harte in pas met u hart te bring. Saam met Dawid bid ons dat u ook in elkeen van ons 'n rein hart sal skep. Dankie ook vir Jesus se volmaakte voorbeeld, en was ons lewens asseblief ook skoon met die verlossingsbloed van Jesus, sodat ook ons witter as sneeu kan wees. Amen. Liewe vriende, ons slotlied, die baie treffende nagmaalslied van Willie Joubert, 'n lied wat ook uitdrukking gee aan berou en sondebelydenis. O Heer, vergewe my. En vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Vrede vir jou. Staan skuldig voor Heer, voor U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en my lewe is vuil voor U troon. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van U rykdom en U seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak
is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan.